Wat 'n voorreg om aan die begin van hierdie nuwe week weer saam met jou stil te word. Man, dis wonderlik, dag 94 van ons reeks deur die Nuwe Testament. Ek is Rinus van Sion in Parys. Vanmôre wil ek met jou praat oor in die vuur, juis daar waar ek en jy nie wil wees nie. Handelinge 14 vers 22 sê vir ons, nadat die gelowiges geestelik versterk en hulle aangespoor om vol te hou met die geloof. Ons moet eers deur baie verdrukking gaan voordat ons voluit aan die koningsheerskappy van God kan deel hê, het hulle gesê. Hoe gaan ons die koninkryk binne? Deur baie verdrukking. Sadrag, Mesach en Abednego het dit geweet. Hulle was inderdaad in die vurige beproewing, maar hulle het nie uitgekom totdat hulle beveel is om uit te gaan nie, omdat hulle verkies het om in die vuur saam met die Here te wandel, eerder as om in die skaduwee sonder hom te sit. Wat het met die 4de man in die oond gebeur? Hy het in die vuur gebly. Waar is Jesus, die 4de man vandag? In die vuur. Ons is geneig om die vuur te probeer vermy, waar moontlik, en dis 'n groot fout. Ek sê nie ons moet masochiste wees nie. Ek sê egter, dis in die vuur, wanneer tye moeilik is, wanneer jou hart breek, dat Jesus die sigbaarste is, die werklikste, die kosbaarste. Mag jy vandag en in hierdie week, as jy deur die vuur gaan, of deur 'n moeilike tyd, weet, God is by jou, en hy is elke oomblik met jou. Die Here seën jou. Amen.